Julie 2026. Ek kan nie glo, ons is al oor die helfte van die jaar nie. Dit is astronomies. Dit is asof Vader die tyd 'n bietjie opgespoed het. En dat hierdie gemors wat aan die gang is, vinniger by die einde kan aankom, dat hy dit kan afvee, wegvee, tot niet vee. Prys sy naam. Kan ek 'n applous vir die koning kry? Daar is hy. Kosbaar. Nou vanoggend gaan ons 'n bietjie praat oor hierdie baie omstrede onderwerp wat hier in die land die afgelope week soos 'n weghol-vuur in die droë wintersgras gebrand het. En dit gaan oor Paulus. Maar ek wil net sommer so met die inleiding net graag vir u sê. Die aanval op Paulus is 'n aanval op 'n profesie. Ek gaan dit weer sê. 'n Aanval op Paulus is 'n aanval op 'n profesie. Daar's hy. Maar kom ons kyk net gou-gou. Ek wil vir iets vertel wat die manne nou nie in die oë wil kyk nie, maar kom ons praat nog om 'n pad langs daaroor. In die tyd toe Judas nie meer 'n disipel nie. Onthou, Judas was nooit 'n apostel nie. Hy was 'n disipel. Nou Judas is toe nou uitgefaseer en jy ken die redes daarvoor. En nou jy moet nou vir my mooi luister dat jy nie die lyn mis nie. Wat baie interessant is van hierdie hele oefening is dat die 11 wat toe oorgebly het, hulle het toe 2 kandidate gehad. En die een was Matthias en die ander een was Barsabbas. Hulle het 2 kandidate gehad vir disipelskap. En hierdie 11 het die lot gewerp. En hulle het toe Matthias volgens die lot aangewys as 'n disipel. Is jy by my? Daar's hy. Maar ons hou nie kop nie. Iets is met ons gedagtewêreld verkeerd, want ons volg nie die lyn in opregtheid nie. Kom ons kyk 'n bietjie wat gebeur met Matthias. Matthias het daardie oggend of die middag of die aand verdwyn. Nooit weer in die skrifte word Matthias se naam ooit weer genoem nie. Hy's weg. So hulle lotwerpery is nie deur Vader aanvaar nie, want as dit deur Vader aanvaar was, dan sou hy Matthias gesalf het tot 'n disipelskap, wat later sou oorgaan in apostelskap. Is jy by my? Nou goed, nou kom ons kyk wat gebeur. So hy verdwyn van die toneel af. So daar bly net 11 oor. So daar bly nou net 11 apostels oor. En dit beteken dat Openbaring 21 word geïmpliseer om die rede, daar's 12 fundamente met die name van die apostels en 12 poorte volgens die stamme van Israel. Maar nou sit ons met 'n probleem, geliefdes, want ons het nou net 11. Dit beteken iets is verkeerd. Ons kan nie sê dat die volmaakte heerskappy van Vader wat uit die 12 bestaan, is nou gebroken. Hy moet nou sien en kom klaar met 11 nie. Dis nie Vader nie. So iets is ergens verkeerd. So ons moet gaan kyk, wat is verkeerd? En dit is waar die hele toestand ontstaan. En daarom sê ek dit vir die wêreld hier, en ek is nie in 'n bravade vanmôre nie, ek sê vanmôre vir u, Paulus is die 12de apostel. Nou kom ons kyk net bietjie of dit waar is. Kom ons kyk net 'n bietjie daarna. Jesaja 49. Jy moet nou saam met my loop lees in Jesaja 49. Nou, wanneer ons Jesaja 49 lees, dan kom ons by 'n interessante uitspraak. Nou ons weet dat 49 word allerweë beskou
as 'n profesie oor ons losser en daarmee het ek nou nie 'n probleem nie. Ek het glad nie daarmee 'n probleem nie. Maar kom ons lees nou gou-gou, want dit is die sleutel tot al hierdie verdwaling en al hierdie getwis oor Paulus. Kom ons kyk mooi wat sê hierdie gedeelte. Lees saam met my in vers 1. Hy sê, hoor na my eilande en luister volke wat ver is. Vader Jahwe het my geroep van die moederskoot af. Nou ek wil net gou ietsie regstel. Ons losser, Vader wat vlees geword het, is nie van die moederskoot ooit geroep nie. Micha 5 vers 1 sê, sy uitgange is uit die voortyd, uit die dae van die ewigheid. Hy is die begin. Hy is nie gebore, hy is nie geroep van die moederskoot af. So hier word van iemand anders gepraat hier in 49. Nou kom ons kyk. Van my geboorte af het hy my naam genoem en hy het my mond gemaak soos 'n skerp swaard. In die skaduwee van sy hand het hy my verberg en hy het my 'n skerp pyl gemaak, in sy pylkoker my weggesteek. Geliefdes, ek gaan lekker uitbundig wees vanmôre. Vader het nooit ooit in iemand se skaduwee gaan skuil nie, want hy is in die vlees, in die volmaaktheid. Hoor jy wat ek sê? Daar sê, so hier's iemand anders hier wat weggesteek is, wat ons moet na kyk, maar ek klaar die punt gemis, want daar staan geskrywe, hoor na my eilande en volke wat ver is. Ek gaan 'n groot verrassing kry vanmôre. Hierdie sleutel wys dat Paulus aangewys is. Ek gaan dit vir u mooi verduidelik. Bly net so 'n bietjie by my. Hy is deur Vader gekies as sy dienskneg, sy instrument na die nasies wat ver is, na die eilande. Nou kom ons kyk mooi. Dit is 'n apostoliese vervulling wat Jesaja reeds geprofeteer het. Nou ek wil nie gedeeltes gryp in 'n storie rondom dit bou nie. Ek wil net vir u wys hoe dit in die skrifte dan in kontinuïteit loop. Wanneer Paulus aangeval word, dan val hulle Jesaja 49 aan. En as jy Paulus aanval, dan val jy die profesie aan. En as jy die profesie aanval, dan val jy die plan van Vader Jahwe aan. Dit is ongelukkig hoe dit werk. Nou, u moet by my bly, dit gaan lekker word. Die eerste aanklag in die veld was gewees, Paulus is 'n slang en 'n vals apostel. Hy's 'n slang en 'n vals apostel. Nou, hierdie beskuldiging val plat die oomblik wanneer Jesaja 49 begin verstaan. Is dit reg? Is jy by my? Handelinge 26, bly. Handelinge 26. Gee maar vir jou 'n bietjie tyd, blaai maar so 'n bietjie. Handelinge 26. Nou moet jy met my saam lees, van vers 1 af. Ons gaan net so 'n bietjie lees. En Agrippa, wie was Agrippa? Agrippa was 'n koning. En hy het deur Rome as 'n koning aangestel. Nou moet jy fyn luister. En Agrippa sê vir Paulus, dit is jou vergun om vir jouself te spreek. Toe steek Paulus sy hand uit en verdedig homself. Ek ag my gelukkig koning Agrippa, dat ek my voor u vandag gaan verdedig in verband met alles waarvan ek deur die Judeërs beskuldig word. Nou moet jy mooi luister. Veral omdat u bekend is met
al die sedes en die vraagstukke onder die Judeërs. Daarom versoek ek u om my geduldig aan te hoor. Nou hoor nou, wat sê vers 4. My lewe dan van my jeug af, wat van die begin af deurgebring is onder my volk in Jerusalem. Ken al die Judeërs. Omdat hulle my van die tyd af geken het, as hulle dit wil betuig, hoe ek volgens die strengste party van ons godsdienst as fariseer geleef het. Kom, ek wil net vir u beduie. Die skrifte leer vir ons, hy het by die voete van Gamaliel gesit. Nou, Gamaliel was die dekaan van die fariseërs. Hy, met ander woorde, hy was die boonste ou. En Paulus was briljant, met ander woorde, hy was 'n blouoog student. Dit beteken, hy het by die voete van Gamaliel gesit. Maar weet julle dat selfs met Gamaliel, toe hulle Paulus aangeval het, het Gamaliel gesê, as hy van Vader Jahwe is, kan mense dit nie vernietig nie. Nou, dis 'n lang storie, maar kom ons lees net so 'n bietjie aan. In vers 6. En nou staan ek tereg oor die hoop op die belofte wat aan die vaders deur Vader Jahwe gedoen is. Hoor wat sê hierdie man. Hoe op aarde kan hy nou 'n slang wees? Hoe op aarde kan hy vals wees? Kom ons kyk verder. Waartoe ons 12 stamme wat Vader aanhoudend dag en nag dien, hoop om te kom oor hierdie hoop, koning Agrippa, word dit deur die Judeërs beskuldig. Dit het nog nie verander nie. En jy moet vir my baie mooi hoor, wettisisme is 'n onding, want die wet gaan jou red. Die wet sit jou binne in die verbond. Die wet gaan sorg dat jy in die ewige Jerusalem aankom. Dis 'n leuen. Die wet kan dit nie doen nie. Dit beteken Vader word onbekwaam geag. Sy gees word onbekwaam geag. Maar solank jy wetties is, dan is jy op die regte plek. Dis 'n verskriklike toestand. Hier staan dit in Handelinge, dat die ding het al destyds begin. Die ding staan vandag nog regop onder die mooiste Israeliete in Suid-Afrika en elders. Om watter rede word die skrifte dan nie verstaan nie? Nou kom ons lees aan. Vers 8. Wat word dit by u as ongelooflik beskou dat Vader Jahwe die dode opwek? Hy sê, vir Agrippa is dit ongelooflik vir jou. Wat my betref, ek het gemeen dat ek baie vyandige dinge teen die naam van Vader Jahwe, ons losser die Nasarener moes doen. Nou hoor wat sê hy, dit het ek ook in Jerusalem gedoen, en ek het baie van die heiliges in gevangenisse opgesluit, en nadat ek van die owerpriesters volmag gekry het, met ander woorde, die ouens wat hom opgevoed het, sê, hierdie ouens moet jy vervolg, hulle is teen die wet. Daar is hy. En so dikwels as hulle omgebring is, het ek my toestemming gegee. Lees saam, vers 11. En in al die sinagoges het ek hulle dikwels gestraf en gedwing om te laster, en ek het uitermate teen hulle gewoed en hulle vervolg, selfs tot in die buitelandse stede. En met nou mooi hoor, hy getuig voor hierdie Romeinse koning. Hy sê, dit het ek gedoen. Ek het dit gedoen. Toe ek dan daarvoor na Damaskus op reis was, met volmag en opdrag van die owerpriesters, het ek, o koning, in die middel van die dag op die pad 'n lig uit die hemel, sterker as die glans van die son, wat my en my reisgenote
omstraal. Met ander woorde, hy was nie alleen nie. Daar was reisgenote saam met hom. Okay. En toe ons almal op die grond val, hoor ek 'n stem wat my spreek in die Hebreëse taal, Saul, Saul, waarom vervolg jy my? Dit is hard vir jou om teen die prikkels te skop. Ek wil net tot daar lees. Paulus word Saulus in Hebreëus genoem. Die woordjie Saulus word afgelei van die naamwoord Shaul. Maar het julle geweet, Shaul was die eerste koning van Israel. Dit is net baie interessant dat hy presies dieselfde naam gekry het. Maar ons moet aangaan met hierdie kwessie. Dit sê ons vanmôre vir u dat Jesaja 49 sê, volg my net, ek het jou geroep van die moederskoot af. Ek maak jou lig vir die nasies, om blindes se oë te open, om gevangenes uit die duisternis te bring, om my heil tot aan die einde van die aarde te dra. Dis alles wat Jesaja 49 profeteer. Nou kom ons kyk 'n bietjie. Die ligprofesie in Jesaja 9 is hier baie belangrik. Want die volk wat in die duisternis sit, het 'n groot lig gesien. Ons moet die duisternis vir u verduidelik. Dis nie wanneer die son nie skyn nie of die ligte af is nie. En duisternis beteken hulle is onder die mag van die Satan, want die Satan is die prins van die duisternis. Nou die volk wat in die duisternis sit, het 'n groot lig gesien. Nou moet jy mooi hoor. Daar word gesê dat ons Vader is die lig. So Paulus is 'n dienaar van die lig. Hy word 'n ligdraer. En jy moet nou mooi kyk, wat doen hy? Hy dra die lig na die plek toe. Na die plek waar die volk in die duisternis sit. Nou moet jy gou-gou saam met my lees in Deuteronomium 28 verse 64. Lees gou-gou daar saam. Deuteronomium 28 64. Nou, daar staan geskrywe dat Vader sê, ek sal julle verstrooi onder al die volke wat op die aarde is. Staan hy so geskrywe? Is hy almal daar? Wie verstrooi julle? Hy sê, ek sal julle verstrooi. Is dit reg? So waar is hulle nou? Hulle is onder die nasies. En jy moet onthou, met die Assiriese bandelingskap het die 10 stamme ryk Assiriërs geword. En hulle is later deur die Kaukasiese gebergte en hulle die westerse volke geword. Maar baie van hulle het in Assirië gebly. Hulle het Assiriese burgerskap gekry. Later met die val van die Assiriese burgerskap het hulle Persiërs geword. Hulle het Persiese burgerskap gehad. En later het hulle Grieke geword. En later het hulle Romeine geword. En dan sê Paulus, maar ek is van geboorte 'n Romein. Nou spring die manne op en af. Sien julle. Hy's 'n Romein. Maar sy ouers was deel van die wat in die verstrooiing was, wat Romeinse burgerskap gehad het, en daarom sê hy, ek is 'n Romeinse burger van geboorte af, maar ek is 'n Israeliet uit die stam van Benjamin. Hoe op aarde kan hy nou vals wees, en hoe op aarde kan hy 'n slang wees? Maar kom ons vat hom verder. Wanneer jy die ligprofesie in Jesaja 9 vers 1 gaan lees, kan jy dit gerus op jou eie tyd gaan lees in Matteus 4. Daar word dit spesifiek herhaal oor die volk wat in die duisternis sit. Dit gaan oor een volk wat in die duisternis sit. Daar's net een volk wat hier sit in duisternis en dit Vader se volk, man. Daar's nie ander volke wat in duisternis, ek meen hulle hou van die duisternis, maar ons hou nie van die duisternis nie, want ons is geskep vir die lig. Nou Jesaja 49 se lig vir die nasies, gaan dit mooi vir u beduie, is nie heidene nie. Nasies is ta'etne, dit is
etnies, dis Vader se volk. Nou die lig skyn dan dus net oor een volk, nie oor al die volke nie. Nou, omdat hulle verstrooi is, skyn die lig nie op die nasies waar onder hulle verstrooi is nie. Die lig skyn aan die wat aan hom behoort. Dit is baie eenvoudig. Want hy sê, die volk wat in die duisternis sit, het 'n groot lig gesien. So Vader se lig skyn nie oor die onder wie hulle verstrooi is nie. Sy lig skyn in hulle harte, want hy het hulle na sy beeld en na sy gelykenis geskape. Dis eenvoudig om te verstaan. Nou goed. Die profesie is baie eksplisiet. Hy praat nie van nasies nie. Hy praat net van een volk. Van Genesis tot Openbaring is dit net een volk wat hier te sprake is. Maar ons moet aangaan, hulle word Galilea van die nasies genoem. Nou, die Lil-Ga Goyim beteken die wat goddeloos is. Dis dit net baie interessant dat ons losser sy aanvang van sy bediening was in Galilea. U ken dit. Is bekend daarmee. Want dit is heeltemal korrek, want Matteus 15:24 sê hy vir die Kanaanitiese vrou, ek is gestuur na die verlore skape van die huis van Israel. Nou weet jy waar is hulle? Hulle is Goyim man. Hulle is onder hierdie nasies. En hy begin in Galilea. En dit was die stamgebied van Naftali, Sebulon en Issachar. Hulle is in daardie plek, hulle is weggevoer en die Assiriese koning het vreemdelinge in daardie landstreek gevestig, maar hulle was nog steeds daar. Dis interessant dat hy nou daarna toe gaan. Hy begin daar by die Galilea van die nasies. Hoekom? Omdat hulle onder die nasies in verstrooi is. Hy sê gaan soek na die verlore skape van die huis van Jakob. Wat is dit wat ons nie verstaan nie? Kom ons kyk gou verder. Die volk wat in duisternis sit, is dus Vader se plan om hulle terug te roep vanuit daardie duisternis, want hy het as gevolg van hulle oortredings hulle in die duisternis vrygelaat. Met ander onder die nasies verstrooi, volgens Deuteronomium 28. Maar hoe pas dit by Jesaja 49? En dis die opwindende deel hiervan. Nou hier is die sleutel. Die lig skyn oor die volk wat in die duisternis sit. Met ander woorde, hoe skyn die lig? Wanneer ons geroep word, dan is dit die lig wat ons roep. En daarom sê ons losser vir sy disippels, laat julle lig so skyn in die wêreld. Dat hy nie so gesê nie. Julle lig, watter lig? Die lig wat hy is, wat in hulle is. En so dra hulle Vader se lig na die wat onder die verstrooiing in duisternis sit. Dit beteken hierdie ouens wat gestuur word, moet spesifieke kennis gehad het, want hy kan nie na die Egiptenaar toe gaan nie, hy kan nie na die Kusiet toe gaan nie, man, hy gaan na hierdie volk toe waarvan Vader praat in Jesaja 9, wat in die duisternis sit. Hulle gaan direk soontoe. Dis asof hulle 'n geestelike GPS gehad het, wat hulle gelei het om presies na hierdie ouens toe te gaan. Want jy mag nie die brood van die kinders vir die honde gee nie. Is u by my? Nou goed, kom ons wees opgewonde oor hierdie ene. Dus, die verstrooide Israeliete is onder die nasies. Nou wanneer jy Jesaja 49 lees, ek stuur jou na die nasies wat ver is. Is julle by? So Jesaja 9 sê lig vir Israel.
Jesaja 49 sê, lig vir Israel. Matteus 4 sê, lig vir die verstrooide Israel. Dit is spesifiek, en dit gaan nie verander nie. Die volgorde is verbondsmatig. Dit het te maak met Vader se verbond. En dit is 'n ewige verbond. En hierdie verbond kan nie gebreek word nie, want Vader Jahwe is self die verbond. So die volk is buite die verbond. Sy is in die duisternis, want binne in die verbond is lig. Dit beteken hierdie volk moet teruggeroep word tot die verbond, waar binne die lig is. Dit is kosbaar. Dit beteken dat Israel is in en onder die nasies. Hulle is tussen die nasies en hulle word dus as nasies gereken. Dis nou so, hier waar ons vanmôre sit, is dit so. Maar ek kom by my punt wat ek wil maak. Hosea 8 vers 8. As jy soontoe wil blaai, is jy welkom. Ek lees dit intussen. Hosea 8 vers 8. Hoor wat sê Hosea in sy tyd. Hy sê Israel is verslind. Alreeds is hulle onder die volke soos iets wat waardeloos is. Hulle is onder die volke soos iets wat waardeloos is. Dis wat Hosea sê. Maar die punt wat ek wil maak is dat Israel bly die verbondsvolk. Al sou die nasies reken, hulle is waardeloos. Dan hoor ek Vader sê, dis my verbondsvolk. En dit is die punt wat ek wil maak. So wanneer Jesaja 49 sê, lig vir die nasies, dan beteken dit lig vir Israel onder die nasies. U moet dit verstaan. Daar's hy. Nie lig vir die heidene in plaas van Israel nie, maar lig vir Israel onder die nasies. As jy dit nie aanvaar nie, vat hierdie boek en smyt hom weg. En kry klaar. Jy kan nie teen Vader jou armpie styf maak nie. Israel is onder die nasies. Jesaja 11:12. Kom lees gou saam met my. Kom. Bly vinnig gou daar na Jesaja 11 vers 12. Jesaja 11 vers 12. Dis lekker om so in die skrifte rond te blaai. Hy sê Jesaja die 12de vers sê, hy, dis Vader, hy sal 'n banier ophef vir die nasies. Het jy hom al gelees? Hy staan so in die skrif. Hoor hoe verklaar hy dit self. Hoor. En by mekaar laat kom die seuns van Israel wat verdryf is. En hoor jy wat sê hy? As jy hier, hulle word nasies genoem. As jy maar ek gaan hulle versamel. Die seuns wat verdryf is. Sien julle dit? Die seuns van Israel wat verdryf is. Jo, dis so passievol. Nou let op. Hy sê ek sal 'n banier ophef. Nou die banier is vir Israel onder die nasies. Ek wil dit net gemaklik verduidelik vanmôre. Wanneer Moses in Egipte aankom, dan is al daardie Jakobiete wat in Egipte land was, Egiptenare. En Moses het dit geweet. En daarom vra hy vir Vader, hoe sal ek sê wie het my gestuur? Dis die banier. Sy naam is sy banier. Of sy naam is die banier. Vir die nasies. Nee, vir Israel onder die nasies. Vader verander nooit van plan nie. Hy is onveranderlik. Hy doen dit van geslag na geslag presies dieselfde. Nou sê. Nou goed, kom ons kyk. Die versameling van Israel. Waar is Israel?
onder die nasies. Wie word versamel? Die seuns en die dogters van Israel. Hulle vat Paulus en hulle sê, hy het dit nie gedoen nie. Hy is hier af, na die toe, wie hulle ook al mag wees. Vader se woord leer nie so nie. Nooit nie. Kom ons kyk. Waar vandaan word hulle versamel? Uit die 4 hoeke van die aarde, as hy nou hoeke het. Maar nou nie 'n nuwe geloof begin nie. Hulle kom uit die 4 hoeke van die aarde. En daar sê hy, dus die nasies is die veld of die plek waarheen Vader sy volk verstrooi het. Om hulle daarvanaf laat terugkom, moet die evangelie verkondig word. En die evangelie is die proses van die versameling van die seuns en die dogters van Vader Jahwe onder die nasies uit, met sy naam as die banier. My genade, dis so helder soos daglig. Die lig is die roeping om Israel te versamel. Waarom het hy 12 apostels uitgekies? Om die seuns en die dogters onder die nasies te versamel onder sy naam. Dit is ek die enigste ou wat dit so sien. Sien u dit ook? Kan ek 'n amen kry? Dus Jesaja 49 se nasies is nie universeel nie. Dit is nie. Wie is hulle dan? Wie is hulle? Dit is verbondsmatig. Dis die wat aan die verbond behoort. Ek vermoei dalk vanmôre. Onthou, hoe pas Paulus nou in hierdie hele verhaal in? Nou kom ons by die punt wat ek wil maak. Hoe pas Paulus hier in? Hoe pas hy? Paulus is die apostel, Handelinge 13 vers 46. Luister net vir my, jy kan dit later gaan loop lees. Paulus is gestuur na die verstrooide Israeliete onder die nasies. Handelinge 13, 46, Romeine van Romeine 9 tot Romeine 11 kan jy gaan lees. Hoekom het hy 'n gemeente in Rome gestig? Dit was Israeliete. Hoekom het hy gemeentes in Galasiërs gestig? Hulle was Israeliete. Hoekom het hy gemeentes in Efesië gestig? Hulle was en in Korinte en in die Kolossense. Hy is juis dan besig om die Israeliete onder die nasies te versamel volgens die Jesaja profesie 11:12. Nou, hoe in die ongeluk is hy 'n slang? Hoe in die ongeluk waag jy om te sê hy's 'n vals apostel? OK. Kom ons kyk. In die nasies, julle kan in Handelinge 26:17 gaan lees. Gaan lees dit gerus, anders gaan dit tyd my vang. Deur wie die lig van Jesaja 9 en Jesaja 49 gedra word. Paulus dra die lig. Hy sê die lig het hom omstraal. Op pad na Damaskus toe. Weet jy hoekom is die Nasareëners vervolg? Kom ek vertel net 'n kort storie vir u. Die Nasareëner, die een wat sê, kan daar iets goed uit Nasaret kom? Dit is ons vader in die vlees. Hy het nie 'n koninklike gewaad aangehad nie. Hulle het hom nie eens erken nie. Hulle sê Josef se seun. U ken hierdie verhale. Maar hy is die lig. Hy sê hy's gestuur vir die verlore skape van die huis van Israel. Hy is die lig waarvan Jesaja 9 van praat. Hy sit die lig op Paulus. Wragtig Paulus ontvang hierdie lig. En hierdie Nasareëners
wat sy groot baas vir hom geleer het, teen die wet is, te vervolg. Toe Vader die lig oor hom laat val, van Jesaja 9, toe vat hy hierdie lig, toe word hy 'n Nasareëner. Toe is hy op die weg. Goed vir my mooi. Daar is hy. Daar is net een volk wat lig kan ontvang en dis Vader Jahwe se volk. Dink jy nou waaragtig, as Paulus die lig tot oneer was, sou Vader hom gelos het dat hy maar so aanhou? Sou hy? Nee, hy het nie eens vir Saul gespaar nie. En plus 'n klomp ander ouens. Nou, Paulus bedien Israel in die nasies, die wat aan die verbond behoort. Nou, Paulus het 'n klomp goed wat hy kwyt geraak het, waaroor die ouens tot vandag toe nog kwaad is. Maar kom ons kyk net na 'n paar goedjies. Dit is so lekker om dit te behandel. Daarom was Paulus se bediening volksgerig en volksspesifiek. Hy het nie rondgesukkel nie. Hoor jy, as jy bietjie vaak word, staan net op jou stoel en sê, ek is vaak. Jy sal sien hoe vinnig verdwyn ou klas vaakie. Daar's hy. Nou, Jesaja 9 wys, die lig skyn net op Vader se volk. In Handelinge 26 verse 16 tot 18 moet u gaan loop lees in u eie tyd, sê ons losser vir Paulus. Nou hoor wat sê ons losser vir hierdie man, Paulus. Hy sê, ek het jou uitverkies. Dit staan in Handelinge. Weet julle wat? Vir die ouens wat so galbraak daar buite, Paulus het nie die Handelinge boek geskryf nie. Lukas het Handelinge geskryf. So as jy Paulus afskiet, moet jy Lukas afskiet. As jy Lukas afskiet, moet jy Petrus afskiet. As jy Petrus afskiet, moet jy Jakobus afskiet. Dan moet jy die apostels afskiet. En as jy klaar is met die apostels, dan sê jy, die losser was nooit hier nie. Dit beteken, jy minag die profesie. Jy is op 'n baie sleg plek. Jy kan nie dit so hanteer nie. Punt 3, hy sê, punt 2, ek stuur jou na die nasies. Dit staan in Handelinge 26 so geskrywe. Hoor wat sê hy, om hulle oë te open. Want Jesaja 9 sê, die volk wat in die duisternis sit, het 'n groot lig gesien. Met ander woorde, die oë moet eers oopgemaak word, sodat hulle die lig kan sien. My genade. Om hulle van die duisternis te verlos en terug te keer na die lig. My genade is nou lekker. Dit is woord vir woord wat in Jesaja 49 geprofeteer is. Jesaja, hier is 'n dingetjie wat hier buite verkondig word. Paulus was die eerste paus. Kan jy dit aanglo? Kan jy dit nog regtig aanskou of aanhoor? 300 jaar na Paulus was die eerste paus in Rome aangestel. Hoe op aarde? Hy was 'n gesalfde gestuurde. Hy het nooit op 'n stoel gesit as 'n heerser nie. Jy sal dit nie vir my in hierdie skrifte wys nie. Nooit nie. Hoe kon hy nou die eerste paus gewees het? Paulus se bediening is apostolies. Deur ons losser, nie deur 'n biskop se kantoor nie. Nou, kom ons kyk na die volgende een. Hy is bewegend.
Hy dra die lig na Israel onder die nasies. Met ander woorde, hy's 'n lig wat reis, as ek dit so mag stel. Hy sit nie in 'n kantoor nie. Hy's profeties. Hy dra die openbaringskrag van die koninkryksevangelie. En wat van my verstom, hy is nie 'n bestuurder van 'n institusie nie. Nou, in die land waar ons bly, sukkel ons om te verstaan. Want die kerk is 'n instelling, die kerk is 'n institusie. En daar moet 'n moderator wees op die institusie ensovoorts. Maar Paulus is nie deur die institusie aangestel nie. Nêrens nie. Ek wil u nie vermoei nie. Ons moet klaarmaak met hierdie een. Paulus pas nie in die pausdom nie. Kom ons kyk. Daar word gesê dat Paulus het nie al sy briewe self geskryf nie. Die antwoord is ja. Dit is so. Wil jy hê ek moet vir u die name gee van die sekretarisse wat geskryf het wat hy gekwoteer het? Ek weet dit. Jy kan dit by my kry as jy daarvoor wil. Hy het sekretarisse gebruik, maar die bedieningsprofesie wat hy gedra het, bly syne. As ek 'n brief dikteer en Sandra uit die tik kom, bly dit my woorde. Dit word nie haar woorde nie. Wat is dit? Wat 'n kleinserigheid is dit hierdie? Kleingeestigheid wat hier rondgaan. Jesaja 49 sê, vers 2, hy het my mond soos 'n skerp swaard gemaak. Waaragtig ek sê vanmôre vir die Paulus se briewe is soos 'n skerp swaard. Gaan lees maar net enetjie, Galasiërs 5 verse 19 tot 21, dan sien jy dis 'n skerp swaard. OK, ek moet aanstap. Ek is amper deur, gee my nog eens so 'n bietjie wind. Ek wil graag hierdie ding klaarmaak, dat ons kan aangaan met hierdie heerlike bediening waarin ons betrokke is. Die vroeëre gemeentes het Paulus se briewe almal erken as eg. Die hele lot. Nou sê Paulus het die wet afgeskryf, sê die manne met die tande. Hulle sê Paulus het die wet afgeskryf. Nou kom ons kyk net vlugtig daarna. Jesaja 49 se dienaar wat gestuur word, vernietig nie die wet nie. Hy vervul die wet. Daar sê. Nou, Paulus sê, ons bevestig die wet. Jy kan dit gaan oplees in Romeine 3:31. Paulus sê, ons bevestig die wet. Kom ons gaan verder. Paulus sê, die wet is heilig. Gaan lees dit in Romeine 7:12. Hy sê, die wet is heilig. Hoor hierdie een. Die wet is goed as iemand dit reg gebruik. 1 Timoteus 1 vers 8. Jy kan dit gaan loop lees. Ek sien nêrens in die geskrifte dat Paulus ooit 'n probleem met die wet gehad het nie. Maar ons kom by die punt. Wat is dit dan met die wet? Hy is teen die misbruik van die wet. Kom ek verduidelik vir u. Die wet, ons losser maak volgelinge. Hulle word Nasareners genoem. Dit. Die wet sê, hulle moet die hoëpriester volg, nie hierdie ou wat die van Nasaret afgekom het nie. Sien jy die verskil? Paulus sê, die wet word misbruik. Kom ons kyk daarna. Wettisisme is wanneer die
wanneer mense die wet gebruik, hulle gebruik die wet as 'n pad tot redding. Luister oukies, en almal wat na hierdie materiaal luister, die wet kan jou nie red nie. Dis nie moontlik nie. Dit is nie moontlik nie. Die wet is 'n wegwyser, is 'n vinger wat vir jou wys dat jy op Vader se weg moet wandel. Maar hy red jou, nie die wet nie. Die wet bly heilig. Selfregverdiging word gebore vanuit wettisisme. Selfregverdiging. So ek het nie die losser nodig nie. Ek kan aan Vader Jahwe se naam roep, maar ek sal self. Dis wat selfregverdiging doen. Dit word gebruik. Met ander woorde, almal wat dit uitroep, bou sy eie heiligheid. Dit is 'n verskriklike toestand. En ons moet die lyne reguit sny. Beheer oor ander is wanneer leiers die wet gebruik om mense te bind en te manipuleer, eerder as om hulle te lei na die voete van Vader Jahwe, waar die verlossing is, waar die seëning is, waar die vrymaking is. Nie om wetteloos te wees nie, maar binne in die skadu van sy heerlikheid te wees. Dit word nie so gedoen nie. Daar's 'n verkeerde fokus. Wat is 'n verkeerde fokus? 'n Verkeerde fokus is wanneer die wet self die einddoel word en nie Vader nie. 'n Baie gevaarlike plek om by aan te kom. Hulle sê Paulus is teen die besnydenis. Kom ek beduie gou vir u vanmôre. Ekskuus dat u my nou verdra, maar ons moet hierdie goedjies nou eenmaal klaar praat en klaar kry daarmee. Hoor wat sê, hulle sê Paulus was teen die besnydenis. Paulus se standpunt was baie duidelik. Besnydenis kan nie red nie. En wat sê hy nog? Besnydenis kwalifiseer niemand vir die ewige lewe nie. Niemand nie. Dis nie moontlik nie. As die besnydenis iemand tot die verbond gebring het, is ons vanmôre in die moeilikheid. Want alles op hierdie planeet wat nie volk is nie, besny. Ismael besny, Piet Pompies besny, Filemon besny, die hele besigheid die buitekant besny. As die besnydenis jou dan in die verbond inbring, is die verbond vanmôre op die grond, want Vader se verbond is nie vir die nasies, net vir sy volk alleen. En as die wêreld nie daarvan hou nie, kan hulle gaan doppies blaas. En luister vanmôre mooi. Vader se man sê, die besnydenis kwalifiseer jou nie. Jy word gebore. Jy word van bo gebore of jy word nie van bo gebore nie. Maar die wêreld hou nie van hierdie goed nie. Hy het Timoteus laat besny. Weet julle hoekom? Hy sê Timoteus, ek wil jou na hierdie harde baarde toe stuur, hierdie wettiese manne, hierdie besnydenismanne. Hy sê om Paulus, ek het 'n probleem, ek is nie besny nie. Hy sê kom ons besny jou gou-gou. As jy daar kom, dan gaan die manne wel weet, is dit so. As jy dan nie daarom 'n fisiese bewys dat jy besny is. Hoekom? Want Timoteus moes die woord na hulle toe vat. Want hulle was dood, hulle was koud, hulle was wetties, hulle was selfregverdigend. Dis 'n stukkie taktiek van Paulus gewees hierdie. Nou, Paulus het nie teen die besnydenis opgetree nie. Hy het gesê die besnydenis word verkeerd aangewend en besnydenis plaas 'n dwang op die manne. Ek wil nie vanmôre oor dit uitsprake maak nie. Hoekom word Paulus so aangeval? Hoekom word hy so aangeval? Omdat hy Jesaja 49 se dienaar is wat die lig dra. Dis hoekom hy aangeval word. Die vyand haat 3 dinge, geliefdes.
Die vyand. Ek sê vanmôre vir jou, daar's 'n bewing in my hart. Wanneer jy Psalm 83 gaan lees, dan staan daar geskrywe wie hulle is. Dis die nageslag van Abraham. Hulle word die vyande van die Allerhoogste genoem. Hulle sê, kom ons smee listig 'n plan om die naam van Israel uit te wis, sodat aan hulle as 'n volk nooit weer gedink sal word nie. Dis die vyande. Nou wat doen hierdie vyande? Wat doen hierdie vyande? Hulle haat 3 dinge. Luister mooi, hulle haat die lig vir die nasies. Ons weet nou wie die nasies is, die volk wat nasies geword het, of die volk wat onder die nasies is. Hulle haat die lig. Wanneer jy die lig na hierdie volk toe dra, haat hulle jou. Kom ons kyk nog eenetjie. Hulle haat dit dat die oë siende word. Jy moet blind bly. Jy moet elke 5 jaar 'n kruisie gaan trek. Julle weet mos die storie van die kruisie. Die onderwyser maak 'n kruisie as dit verkeerd is. Is dit reg? Is dit reg? So elke 5 jaar eet ons nie eens breakfast nie, ons gaan staan in 'n lang tou net om daar op 'n papiertjie te gaan sê dis verkeerd. En alles bly verkeerd, alles bly verkeerd, alles bly verkeerd. Maar elke keer gaan ons en ons sê, Helman asseblief, dit bly verkeerd, maar niks verander nie. Jy sien wat hier aangaan. So die oë moenie oop gaan nie. Hulle hou nie daarvan dat hulle wat gevange geneem is deur al hierdie teologiese verwarring, hierdie ouens wat hulle gevange geneem het, hulle haat dit dat daardie ouens tot waarheid kom, want dan beteken dit hulle verloor hulle. So wat doen Paulus? Hy verkondig vrylating van die gevangenes. Manne, kosbaar. Daarom word hy gedemoniseer. Hy word verdag gemaak. Hy word vals beskuldig. Jare terug was daar 'n groep manne, hulle name is nie belangrik nie. Hulle het bymekaar gekom en hulle het die 13 boeke van Paulus so weggeblaai en hulle sy boeke fisies uit die Bybel uitgeskeur en op die grond gegooi en daarop getrap. Manne wat sê dat hulle Israeliete is. Ek het baie goed in my lewe beleef rondom hierdie onderwerp. Maar ek sê vanmôre vir u, hierdie man is 'n apostel van Vader Jahweh. Amen. Klaar gepraat. Paulus in die lig van 49, Jesaja 49. Hy is die lig vir die nasies, hy is die oopmaker van die oë, hy is die bevryder van gevangenes en hy is die hersteller van Israel, presies soos wat Jesaja 49 geprofeteer het. Daar sê ek sê nie so nie, die boek sê so. Daar sê. Nou, hy is ook die verkondiger van Vader Jahweh se heil tot aan die eindes van die aarde. Het was hy 'n skipbrekeling? Was hy op die eilande? Het hy met die voete geloop tot aan die eindes van die aarde, daardie tyd tot waar die koninkryke was, het hy tot daar geloop? Ek sluit af. Rome het Israel se hoofstad, Jerusalem, daardie tyd, nie vandag nie, beset. En julle geweet, Rome het Caiaphas aangestel as hierdie volk se hoëpriester. Het julle geweet dat Herodes en Agrippa was politieke aanstellings om hierdie volk se godsdiens en haar politiek te beheer, net soos vanmôre. Niks het verander nie. En dan skud Paulus die kettinge. Dan sê hy vir Agrippa, Agrippa, ek is in hierdie kettinge.
oor die weg waarop ek is. Hoe is dit moontlik dat hy in sy afwesigheid so verpletter kan word, nogal deur mense en manne wat sê dat hulle Israel is? Nogal. Dit daar gelaat. Dit is waarom sy gesag so fel aangeval word, want sy roeping is profeties, messiaans en goddelik gesalf. Kom ons sluit af vanmôre en ons sê vir mekaar, hierdie man, so verkeerd as wat hy was, so verkeerd as wat jy en ek was voor ons Vader ons geroep het die lig ontvang. En Rome en Jerusalem het hom onthoof, dat sy kop afgekap, net soos Johannes se kop, wat deur Herodes afgekap. Het Rome en die hoëpriesterskap van Jerusalem het Paulus se kop ook so afgekap. Waarom? Waarom? Omdat hy die lig na die volk toe gedra het. Kom ons wees rustig. En as daar nog vrae is oor hierdie ding, kom ons praat daaroor. Die skrifte is in elk geval vir ons gegee tot leiding, tot oplossing, tot beantwoording van alles wat ons vermoei, waarvan ons niks weet nie. Mag Vader u seën met die keur van sy seëninge. Ek dank u.